Okay, ons is dan nou reg om te begin met die voeding. So vir dag 3 tot en met dag 7 is dit basies dieselfde proses. So ek gaan julle gou stap vir stap deur dit vat. Soos julle kan sien het ek nou daai hooch lekker ingemeng. Die kultuur is ook nou nie meer soos plaatkoekie deeg nie, dit lyk nou meer na pannekoekdeeg, so lekker loperig. Okay, dan ook soos ek genoem het aan die begin, ek het my vleis geweeg voor die tyd, 372 gram. En dit maak dit nou maklik vorentoe om dan nou te weet presies hoeveel kultuur in jou vleis is. So basies, myne moet nou teoreties 372 plus 120 wees, wat 492 gram is. Omdat ons op dag 1 60 gram water, 60 gram meel gemeng het. So ons kyk wat sê die skaal. Skaal sê 488. Ek dink toe ek my lepel uitgehaal het, het daar so 'n bietjie van die kultuur agtergebly, so dit verduidelik dan basies wat daar gebeur het. Okay, so wat ons nou gaan doen is, vandag gaan ons helfte van die kultuur wat in jou vleis is, uitgooi. Dit noem mens discard. Ek is seker jy het al daai term gehoor op al die Engelse suurdeegprofiele. So dit is basies ongevoerde suurdeeg, noem ons discard. So in Afrikaans kan ons dit dalk oorskiet suurdeeg noem, of ongevoerde suurdeeg. So basies gaan ons nou 60 gram van jou mengsel, van jou kultuur gaan ons uitgooi, en dan gaan ons weer 60 gram water bysit. So dit beteken ons gaan nou voer op 'n 1 tot 1 tot 1 verhouding. Daar gaan 60 gram kultuur wees, 60 gram water, 60 gram meel. Okay. Ek wil dan nou basies 432 gram totaal op my skaal sien. So wat ek gaan doen is, ek gaan bietjie uitgooi, totdat daar 432 gram oor is. Ons kyk. Net bietjie vir bietjie, want dit kan mens regtig so vinnig inhaal. Ons kyk, wat trek ons nou? 52, 36, 432 gram presies. So dis dan nou basies my 372 gram van die vleis plus 60 gram van die kultuur wat oor is.